as ons praat oor soms maak die lewe nie sin nie, dan dink ons baie keer dat as God laat is en ons het 'n sekere tyd wat goed moet gebeur. En ja, ons is daarom nou al so 3 minute hierso. Ons is nie heeltemal laat nie, maar ek het spesifiek 'n bietjie laat ingeskakel. Want baie keer voel ons maar het God my vergeet. Hoekom gebeur hierdie ding met my? En dit veroorsaak frustrasie. Dink aan Johannes 11. Robert, ek weet Johannes 11 is ook vir jou kosbaar, van Lazarus, waar sy die 2 susters gedink het God is te laat. Nou ons as mens kan soms te laat wees. En dan maak God nie vir ons sin nie, en die lewe maak nie sin nie. Maar God is nog steeds in beheer. Okay, dit was net so opening statement. Nou, kom ons praat 'n bietjie vanaand. Is jy die persoon wat altyd te vroeg is vir 'n afspraak, of is jy die persoon wat altyd te laat is vir 'n afspraak? Salome, wie is jy? Ek hou daarvan om presies op tyd daar te wees. So, want ek het nou al gesien, as ek mense nooi vir ete, dan werk ek ook so op die nippertjie. As ek sê, hulle moet sê 10 uur daar wees, dan is ek 10 uur reg. As hulle 5 voor 10 kom, dan is ek die mekaar, want dan so, ek hou daarvan om betyds te wees. Okay, kom ons sê kerk is natuurlik vroeër, maar as iemand vir jou sê jy moet jy nooi daai persoon, dan hou ek daarvan om op daardie oomblik. Ek kyk partykeer sekondes, dan klop ek eers in die deur. So op die kop. Jy's op die kop. Hoe ervaar jy dit as mense laat is? Ek dink nie dit is baie mooi nie, want omdat ek nou so op tyd is, ek hou eintlik glad nie daarvan nie. Maar jy hou glad nie daarvan as mense te vroeg is nie. Hulle moet net op die Nee, regte hulle moet tyd. ook nie vroeg wees nie, nee. Hulle kan eerder laat wees, kom ek sê so. Hulle kan eerder laat wees. Jy kan eerder laat is. Meisie, jy? Ja, ek is met jou Salome, as dit 'n afspraak is, op die tyd. En ek hou nie van mense, ek hou nie daarvan as mense vir afspraak laat is nie. Ek stem saam met jou. Wat jy gesê het is presies hoe ek ook voel. Anita? Pastoor, ek voel ook presies so. Ek werk myself ook, daar's nog ietsie wat ek gou in die laaste 10 sekondes nog kan doen, so tot en met op die kop, soveel sodat ek eerder sal laat wees, maar ek sal nooit vroeg wees nie. En dan hou ek ook nie daarvan as die mense laat is nie, so ek probeer nie laat wees nie, maar ek sal, dis highly unlikely dat ek sal vroeg wees, omdat ek Okay, so jy hou glad nie daarvan as mense te vroeg is nie, en jy's ook nie te vroeg nie. Nee, ek is nooit vroeg nie. Ek is op tyd of laat. Wynand, wat sê jy? Is jy die een wat altyd laat kom? Wie sit nou Ek was altyd wag vir betyds en wie wag- vroeg. wie wag vir wie in die bakkie? Nee, ek wag. As ek 'n rand kan kry vir elke minuut wat ek in daai bakkie moet wag, sal ek al skatryk gewees het. Ek het 'n man wat altyd te vroeg was tot ek getrou het. Toe ek vandat ek getrou het, is ek altyd laat of ek moet jaag om betyds daar uit te kom. En as jy kerk toe gaan? Altyd laat. Ons stap saam met die dominee in. Robert, dan by jou? Hy moet net leer, hy moet nog kom help. Daar's baie goed wat moet gebeur. Ja, nee, ons mans is lui. Ons dink jy weet ons borsel net tande en kamare, dan is ons reg. Ons het nie warpaint wat ons moet aansit, en ons moet nie die kinders versorg nie, en ons worry nie of die deur gesluit is nie. Ons wil net ry. Iets vra. Is die vraag oor wie wag vir wie, of is die vraag van 'n afspraak? Afspraak. Robert? Ja, ek hou ook nie daarvan om laat te wees nie. Ek is eerder 10 minute te vroeg. Maar ek respekteer die mense wat nie wil hê jy moet vroeg daar aankom nie. Ek sit in my bakkie buitekant tot ek sien is nou tyd, maar ek is nie laat nie. Ek verpes dit as ek met iemand 'n afspraak het en hulle is laat. Dit is 'n teken van nie respek nie. Want my tyd is net so kosbaar soos jou tyd, so wees betyds of ons gaan boks. Een van die twee. Ja, ek hou van boks. Ons gaan vanaand bietjie oor boks ook praat. Gerda, is jy die een wat wag, of is dit Robert die een wat wag?
Ek dink op 'n manier maak ons beurte, maar hy het my ook al geleer en ek hou ook daarvan om betyds te wees. Wonderlik. Ek stem 100% saam met hom. Ek het al gedink, o aarde, ek het 10 minute om by die kerk te kom. Die kerk is aan die ander kant van die dorp. Maar dan maak die Here vir my die pad oop. Al die robots is dan groen. So nee, ek hou nie daarvan om laat te wees nie. En is waar ook, ek het daarom by my kaptein 'n pluimpie gekry en sy het dit vir 'n paar mense gesê, John, wat is daai Engelse woord van betyds wees? Punctual, wat? Punctuality. Ja, ek het nogal 'n sterretjie gekry vir daai een. Nee, ek hou daarvan om betyds te wees en is so, jy respekteer nie 'n ander ou as jy laat is nie. Jy moet daarom laat weet, die verkeer is erg, ek gaan 5 minute laat wees, maar ek is op pad. Okay. Nou, van Marius weet ek, Marius is altyd betyds en Lisel is die iemand om ophou. Marius sit in die kar en hy wag altyd vir haar. Marius, hoe voel jy vir 'n afspraak as jy betyds of as jy baie keer laat? As ek na institusie toe gaan, dan sal ek altyd betyds of vroeg wees. Maar as ek na 'n kliënt toe gaan, dan as die afspraak 3 uur is, dan ry ek eers 3 uur by die huis. Ek het nou geleer by die dokters, as jy na die dokter toe gaan, dan sien jy eers 20 minute daarna, so ek is nog vinniger as wat die dokter is, maar ek vra nie soveel soos wat die dokter is nie. Lisel, jy wat nooit wag nie? Ek haat dit om te wag, so ek is eerder vroeg as laat. Okay, dis my interessant, die weermag het, ek weet nou, Wynand en Robert praat van die 7 minute voor die tyd. As hulle sê 12 uur, dan moet jy 7 minute voor 12 daar wees, né? Nee, tot 7 minute oor 12 om daar te wees. Ja, dis Afrika tyd. Rina? Nee, ek soos John, ek hou daarvan om vroeg te wees, want dan kan ek die boude laat rus en net my kop reg kry. Maar ek stem saam met die dokters, o my vrek, jy moet maar haar op jou tande hê, maar ek lag so die eerste keer wat ek na die onkologie toe gaan. Ek sit nog en wag, die afspraak is nog nie eens daar nie, toe roep sy my maar al, toe dog ek, jy is die eerste dokter ooit wat betyds is. John, are you on time? Nee, ek is altyd so 15 minute vroeg. Ek het geleer in besigheid dat as jy vroeg is en jy kom daarso en jy sê vir die ou se, die direkteur se PA, jy's hierso, dan sit jy druk op daai ou onmiddellik. Dat hy kan nie laat wees nie. Want een ding wat jy leer is, as jy laat is, sit jy die hef in daai ou se hand. As jy vroeg is, dan is jy in beheer. Baie great, yes. Ja, as jy laat is, het hy klaar iets om jou af te skiet, né? Tannie Bomma, as Tannie betyds vir 'n afspraak, kom Tannie vroeg vir 'n afspraak of kom Tannie laat vir 'n afspraak? Weet nou of haar klank anders nie. Is Tannie Wilma se klank aan? Tannie Bomma sit in die donker. Ja. Nee, Daar was Tannie Bomma weg. Estel? Ja, julle, ek is maar altyd vroeg, ek het maar in die bankwese en met kliënte geleer, as jy laat is, dan maak jy altyd naderhand almal laat, veral as jy op skedule en goeders werk, so ek gee ou 5 of 10 minute nog kans oor die tyd, anders staan ek op en loop, en dan moet hy maar weer 'n afspraak maak, want anders beïnvloed dit die hele dag, want as een ou laat is, maak hy al die ander ouens laat, wat eintlik op tyd is en dit. So ek maak altyd vroeg, of op tyd. Okay. Tannie Wilma, kan Tannie ons hoor? Tannie se klank is af. Daar is hy. Ek hou daarvan om eerder vroeër as laat te wees. Ek sal nou nie sê hoe laat, maar ten minste 3:30 of wil ek bietjie vroeër wees dat ek rustig sit en
jouself bekeer of as ek kerk toe gaan, dan wil ek net stil wees in my plek en dan want ons as ouderlinge moet jy elke Sondag wie ook al dominee preek, moet ons in die dominee se kantoor gaan, dan bid ons saam met die dominee en die ouderling aan diens, dan bid hy, maar dan moet ons almal daar wees. So ek hou daarvan om ten minste 20 minute, 25 minute voor die kerk daar te wees. En op 'n plek waar as jy by die dokter gaan, soos almal sê, as jy dokter toe gaan, dan kan jy vir ure wag, want ek het al geleer toe ek my eerste werk, en baie van die dokters, ek dink hulle sit 3 persone geleef en dan, dit wat het so, en daar's baie min dokters dat jy ingaan, en jou tyd is 3 en jy gaan miskien 5 voor of 5 na, is baie min wat jy by 'n dokter vroeg ingaan, of op tyd. Okay. Dankie Tannie Boma. Okay. Watter dame was laat vir hulle troue? Ek onthou nie, is te lank terug. Ek ook nie. Ek kan nie onthou nie. Wat man was laat vir sy troue? Kyk, rest my case. Nee, ek spot sommer, dit gaan nie daaroor nie. Kan ek iets sê? Tannie Nou nie oor dit Yes, Tannie. Ek was by 'n begrafnis wat 'n man laat was vir sy eie vrou se begrafnis. Wel, hy is gelukkig was hy nie laat vir sy eie begrafnis nie. Wel, hy lewe nog sover ek weet, ja, so ek weet nie. Ek wil 'n vraag vra, maar ek wil nie niemand moet reageer op die vraag nie. Was God al laat in jou lewe? Ja. Okay, ek het dit nou nie in Engels gesê nie. Moenie reageer nie. Maar het jy nie al gedink, Here, jy moet nou al deurgekom het vir my? Okay. Kom ons los dit net daar. Hierso is 'n Engelse stelling: a waiting season is not a wasted season. En almal van ons gaan soms deur 'n wagtydperk. Dis hoe ons daai wagtydperk gaan gebruik, dat dit nie 'n wasted tydperk gaan wees nie. Een ding wat vir my iets waarmee ek baie sukkel in my lewe is wanneer ek soek. As ek weet ek het iets, maar ek kry dit nie. Ek soek. Ek lees hierdie week iets van 'n persoon. Hy was 'n misdadiger gewees en het hom in die tronk gegooi. En hy het gegaan en hy het was 'n donker sel. Jy kon nie jou hand voor jou oë sien nie. En toe hy in hierdie donker sel was, het hy so begin voel waar moet hy lê en waar moet hy sy dinge doen daar in die sel. En hy kom toe op 'n albaster af. En hierdie albaster word toe sy grootste tyd verdryf. Want hierdie albaster het hy in die lug opgegooi, ek kan dit nie sien nie, maar dan het hy gehoor, klang, waar hy val. En dan het hy sy sintuie gebruik om hierdie albaster te soek. En as hy hierdie albaster gekry het, dan het hy hom weer in die lug opgegooi en dis nou maar hoe hy sy tyd omgekry het in hierdie donker sel. Hy het gegooi, dan het hy geluister en dan het hy gevoel waar is hierdie albaster. En toe eendag toe gooi hy hierdie albaster en hy luister. En hy hoor niks. En toe begin hy daai sel soek. Want hy moes geval het, gratifikasie, jy weet, hy moet val. Iewers moet swaartekrag in en hy soek en hy kry nie daai albaster nie. En dis waar die spreekwoord vandaan kom, hy het sy marbles verloor. Want hierdie ou het toe van sy kop afgeraak. Op soek na hierdie albaster en niemand kan hom help nie. Want dit is pik donker. En hy het dood gegaan. En baie keer is 'n simpel dingetjie soos 'n albaster wat ons in die nagte wakker hou.
My albaster op hierdie stadium is SARS. Ek en SARS, dit was my albaster. Hy hou my nagte wakker want hulle soek sekere goed vir my wat ek nie weet met die trekkery of dit verlore gegaan het of waar is dit nie. En ek het nou al gedink, miskien het Lisel dit, maar sy het dit ook nie want sy was ook nie meer daar gewees toe ek weg is by die munisipaliteit nie. So en hierdie albaster het hom werklik doodgemaak. Maar toe hulle hom nou uit hierdie sel uithaal en toe sit hulle nou die ligte aan in hierdie sel. Toe sien hulle toe hy die albaster gegooi het, was hier 'n spinnekop web, 'n groot web. En hierdie albaster het in die web geval. En dis hoekom hy nie deurgeval het tot op die grond nie. En wat ek vanaand vir julle wil sê en of praat ons net hieroor vanaand, moenie jou marbles verloor as gevolg van ietsie kleins in jou lewe nie. Kom ons kyk wat sê Spreuke 3 vers 5, meisie. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir julle? Moenie plannetjies maak nie. Rina sê ons moet glad nie beplan nie. Okay? Lewe vir Sien julle- vandag. Lewe vir vandag. Kyk Tannie Wilma. John, are you in agreement with your wife? Moenie jou eie plannetjies maak nie. Ja. Ja. Was Ja. dit? Ek Yes. sê gesê dat soms maak dinge nie sin nie, maar moenie dat dit probeer uitredeneer nie. Dis waar mens net op die Here moet vertrou. Ek dink julle ons breinkapasiteit is so groot dat ons alles kan verstaan wat God verstaan. Nee. En baie keer maak die lewe nie sin nie, want dit wat God in gedagte het, as ek net aan my eie lewe kyk, hoe my lewe verloop het, dink ek nie my brein sal dit kan verwerk het nie. Die dinge waardeur ek gaan en die dinge waardeur ek nog seker moet gaan in my lewe, dink ek nie my brein sou dit kon verwerk het nie. Maar Louis se probleem, wil julle weet wat's my probleem? Wil julle graag weet wat's my probleem? Geld is my probleem, nee. Weet julle wat's my probleem? Ek maak afleidings. Nie julle nie, ek. En as ek nie al die feite het nie, dan maak ek afleidings. En as die Here jou nie vertrou het met al die feite om vir jou die wysheid te gee nie, maak jy sekere afleidings en dan maak die lewe nie sin nie. Is ek die enigste persoon wat daarmee sukkel? Robert, praat 'n bietjie. Ja, weet jy, dit is op het beplan baie keer of jy dink dit is hoe die dinge gaan werk en dan werk dit nie so nie, dan werk dit heeltemal anders. Dan sit jy neutral, dan kan jy nie verstaan hoekom werk dit nou so nie. Maar dan gaan 'n mens daardeur. En as jy daardeur gegaan het, dan sien jy, okay, as dit so gewerk het soos wat ek wou gehad het dit moet werk, dan was ek in groot moeilikheid gewees of ek was dalk dood gewees. Ja. Maar die pad wat die Here vir my gekies het, was die beter pad gewees. Yes. Onthou die woorde wat ons laasweek gebruik het, plan and purpose. Wat is my planne wat ek vir myself het? Ek stem saam met jou, Rina. Soek God se plan. Wat is God se doel in my lewe? Ekskuus. Interessant. Die Here maak dit 'n reguit pad vir jou, eintlik. Ek sal probeer om daai skets vir jou te kry. Wat die Here, as jy kyk na wat die Here se plan is vir jou, hy's 'n reguit pad. Maar as jy gaan kyk na jou eie planne, want jy is nie gehoorsaam, jy wil nie wag op die Here nie, dan klim jy baie berge en jy gaan baie diep in valleis in en jy maak jou roete baie moeilik vir jouself.
Stem saam met jou. God se pad is die beste pad. En 'n sinnetjie wat vir my baie saak maak die afgelope tyd is, God het my nie geroep om te verstaan nie. God het my geroep om te glo. En ons sal alles en te vertrou. Yes, glo en vertrou. Maar ons sal alles uitredeneer tot op die fynste detail wat ons het. Maar my brein, ek het nie daai breinkapasiteit om dit uit te redeneer. En dis waar ek moet God vertrou. Lees vir ons weer daai versie, asseblief. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Die volgende stelling wat ek graag wil maak is ons arms, en ek sê dit nou in respek, is ons arms is te kort om teen God te boks. Soms dink ons as ek net my sê kan kry, en ons moet altyd besef wie is God? God is die groot almagtige God wat lief is vir my. En hy wil vir my die beste gee. En hy is in my kant van die kruit. Hy's nie my vyand nie. Hy werk saam met my. God is saam met my. Hy's nie teen my nie. Kom ons kyk wat sê Job. Rina, Job 40 vers 20 tot 27. Kan jy die krokodil met 'n hoed uittrek en met 'n tou sy tong afruk? Kan jy 'n tou van bissies in sy neus sit en sy kakebeen met 'n hak deurboor? Sal hy jou baie smeek of met jou spreek in sagte woorde? Sal hy 'n verbond met jou sluit dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem? Dan sal slaaf aanneem, sal jy met hom soos met 'n voeltjie speel of hom vasbind vir jou meisiekinders, sal die viskopers met hom handel drywe, hom verdeel onder die koopmans? Kan jy sy vel vol skerp yster steek en met vissersharpoen sy kop? Sit jou hand op hom, dink aan die geveg. Jy sal dit nie weer doen nie. Vers 27. Sit jou hand op die krokodil. Het julle krokodille daar by julle dam, Robert? Nee, gelukkig is hier nie. Is hier nie 'n krokodil? Dink nou daar was 'n krokodil, dan gaan sit jy jou hand so 'n bietjie en sê vir hom, hallo krokkie. En wat gaan krokkie dan sê? Ja. Hy gaan byt, hy gaan nie sê nie. Wynand, wat gaan krokodil sê? Hy gaan sy hand, hy gaan jou hand vat. Hy gaan jou hand vat. Julle ken daai liedjie wat Koert sing, né? Ek is 'n eensame krokodil. Die mense kyk na my en grou. Julle ken daai enetjie, né? Jy gaan sit nie jou hand op 'n krokodil en vryf hom en sê jou speelmaatjie nie. Nou Job kom op hierdie plek en hy wil graag 'n prentjie skilder. Wie is God? Hoe lyk God? Wie is die almagtige God? En die eerste een is in vers 20. Rina, as jy vir ons vers 20 net weer lees. Kan jy die krokodil met 'n hoed uittrek en met 'n tou sy tong afdruk? Kan jy God manipuleer? Nee. Jy kan nie God manipuleer nie. Jy kan nie God manipuleer nie. Vers 22, Rina. Sal hy jou baie smeek of met jou spreek in sagte woorde? Een ding wat ek geleer het, God vra nooit verskoning oor wat met my lewe gebeur het nie. Of wat met my gebeur het. God sal nie vir my verskoning vra wat my ouers geskei is nie. Eina, is ek bietjie rof vanaand. Moes ons eerder hierdie ene op 'n ander hand gehou het. God vra nie verskoning nie. Vers 24, Rina. Sal jy met hom soos met 'n voeltjie speel en hom vasbind vir jou meisiekinders? Ons sê dit vir mekaar.
God is nie jou speelmaatjie. Mm. Ons verstand is te klein om met hom te redeneer. Vers 25. Sal die viskopers met hom handel drywer hom verdeel onder die koopmans. Ek het dit sommer net hier geskryf, jy kan nie met God geld maak nie. As jy dink jy gaan ryk word, weet, om met God te probeer besigheid doen, los dit net. Hy gaan voorsien. Dink, vers 27, dink aan die geveg. Jy sal dit... Ekskuus, vers 27. Vers 27 sê, dink aan die geveg. Jy sal dit nooit weer doen nie. En baie keer val mense in 'n gat om God te bevraagteken oor goed wat in hulle lewens gebeur het. Hoekom het dit gebeur? Hulle kom nie uit daai gat uit nie. Okay, iemand iets sê oor hierdie gedeelte in Job? Marius? Nee, nog stil hierdie kant, dankie. Nog stil soos 'n krokodil. Salome, praat jy 'n bietjie? Ek's reg, dankie. Wynand, sê jy dan iets oor 'n krokodil? Nee, ek's reg, dankie pastoor. Robert, deel die wysheid van 'n krokodil. Ek het baie keer mense gehoor wat jy weet, dan sit mense so en praat, dan sê hulle ja, ek het vir die Here gesê en ek het vir die Here dit gesê. Jy kan nie dit doen nie. Dis die Skepper waarvan jy praat. In die Ou Testament, wanneer een van daai mense in God se teenwoordigheid gekom het, was hulle plat teen die grond. Hulle het nie eens bly staan nie, never mind met die Here gaan onderhandel. So jy gaan nie die geveg wen nie. Moenie eers die geveg probeer aanknoop nie. Jy gaan nie. Sien so. Right. Enigiets anders oor hierdie versie? Kom ons gaan na die volgende ene toe. Matteus 11 vers 2 tot 11. Gerda asseblief. Matteus 11 vanaf vers 2. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disippels gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en krepeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'n riet wat deur die wind beweeg word. Maar wat het julle uitgegaan om te sien 'n man met sagte klere aan? Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van konings. Maar wat het julle uitgaan om te sien? 'n Profeet? Ja, ek sê vir julle, ook baie meer as 'n profeet. Want dit het hy van wie daar geskrywe is, kyk, ek stuur my boodskapper uit voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Gerda, okay. Wat was Johannes die Doper se doel op aarde? Salome. Hy het Jesus se koms uiteindelik vir hom die pad voorberei sodat wanneer Jesus kom dat die mense gereed is om hom te ontvang. So hy het eintlik 'n voorloper gewees vir Jesus. Hy was Jesus se voorloper. Hy het geroep, daar is die lam van God. Ek is nie waardig om sy skoene vas te maak nie. So hy het voorgeloop. Hy was Jesus se voorloper. As jy die Johannes die Doper was, Wynand, wat sou jy gesê het? Wat het jy gedink? Waar gaan jy eindig in die lewe? Jy gaan die koning van die konings se raadgewer wees, jy gaan sy voorloper wees. Waar het jy gedink gaan jy eindig?
Ja, Johannes het eintlik so baie moed gehad om te doen wat hy moes doen, want dit was ek dink dit was een van die moeiliker take gewees om vir mense te vertel wat nog kom en wat hy vir hulle self voor moet inlaat. Ja, ek dink nie ek weet nie regtig wat om te sê nie, maar ek dink hy het 'n besonderse moeilike taak gehad en ek dink hy het uitstekend gevaar daarmee. Okay. Maar dink jy nie omdat hy die voorloper van Jesus was? Ek meen, hy is die een wat Jesus se hele doel hier op aarde kom uitlê het aan die mense. Het hy miskien as dit Louis was gedink, miskien gaan ek dan miskien die minister van die raadgewer wees of ek gaan dalk die eerste minister wees in die koninkryk of so iets nie. Okay, kom ons laat dit daar. Ekskuus, Wynand, het iets gesê? Nee, ek dink nie hy het enigiets verwag nie. Ek dink hy het dit gedoen uit die liefde van die saak of omdat hy geweet het dis die regte ding om te doen. Dit was sy roeping gewees. Maar ek dink nie hy het groot kop gekry en enigstens nie, want hy dieselfde dag toe hy die Here gedoop het hy gesê nee, hierdie behoort nie ek te wees, jy moet my doop, ek moet nie jou doop nie, tipe van ding. So ek dink hy was taamlik goed bekwam gewees in die rol wat hy gehad het. Hy het gesê daar is die lam van God. Nou twyfel ek. Is u die seun van God of moet ons 'n ander een verwag? Hallo, het ons gevries, Marius? Pastoor, ek weet nie of dit ek dink dit was 'n half 'n sarkastiese vraag in plaas van of ek kan nie dink dat hy regtig bedoel het. Hy weet nie. Wel, dit was so 'n vraag. Die lewe het nie vir hom sin gemaak dat hy in 'n tronk sit. En hy is die voorloper van die koning van die konings. En nou stuur hy en nou twyfel hy. Die vraag is hoekom het hy getwyfel aan Jesus? Sekerlik maar oor so omstandighede van waar hy was. Hy is nou nie daar waar hy gedink het hy gaan wees nie. Hy het gedink hy sal moontlik saam met Jesus rondloop, dink ek. Omdat hy gedoop het, dalk daarmee so aangegaan het. En nou is hy in die tronk en Jesus is nog buitekant. So tronkmure, as ek Marius reg verstaan, laat 'n ou bietjie fokus verloor in die lewe. Stem julle saam, Robert? Daarvan badplaas af? Ek dink wat jy sê is moontlik. Daai tronkmure, as ons dit na ons omstandighede toe bring vandag, dan kan 'n mens vereenselwig met Johannes en hoekom is ek in hierdie situasie? Waar is Jesus? Hoekom is ek in hierdie situasie? Ek weet nie of dit sin maak nie. Okay, ek hoor jou sentiment en ek hoor ook Anita se sentiment. Dis was dalk 'n net 'n opmerking. Maar vir my die belangrikste is, wat het Jesus hom geantwoord? Het Jesus hom gesê, "Kom aan Johannes, jy's my voorloper, jy's die een wat verklaar het ek is die seun van God. Jy's die een wat gesien het toe ek uit die water uitkom, het die duif neergekom en op my kom sit." Waar kom hierdie twyfel nou vandaan? Wat was Jesus se reaksie? Salome, jy maak reg om te praat, ons sien. Nee, Jesus het net nog steeds Johannes soos wat dit was, het hy maar net nog steeds gesê dat hy is die laaste verse wat hy gesê het, hy is nog steeds, daar's nog steeds niemand wat groter was as hy nie, Johannes die Doper nie, en hy het nog steeds goed van hom gepraat, hy het nie iets afbrekend of iets gesê nie. Daai gedeelte het hy nie gesê toe die disippels daar was nie, dit het hy gesê na die disippels gegaan het hy gesê, daar was nie 'n groter persoon as hy nie. Wat het Jesus vir sy disippels gesê toe hulle teruggegaan het na Johannes die Doper? Kyk wat gebeur. Is dit nie so nie? Ja, praat ek nie vanaand goed wat julle nie, is nie wat nie in julle Bybeltjie staan nie.
Nog nooit gehoor nie. Nog nooit gehoor nie. Okay, sit vir Robert op die sit vir Wynand op die gebedsgroep. Daai man het 'n probleem. Okay. Alright. Daai gedeelte sê, gaan sê vir Johannes, dit wat julle sien en dit wat julle hoor. Dit wat julle sien en dit wat julle hoor. Kyk, kom ons kom by 'n baie moeilike een. Wat was Johannes die Doper se einde? Hoof. Ekskuus Robert? Hy's ons hoof. Hy's ons hoop, ekskuus? Nee, hy is onthoof. Sy kop is op 'n silwer skinkbord vir 'n vrou, vir 'n meisiekind vir 'n vrou gegee. Jebo, Lisel, lees hom vir ons asseblief, Markus 6 vers 21 tot 28. Wat was Johannes se einde? Lisel gaan nou vir julle lees, Markus 6 vers 21 tot 28. Wynand, hy was op die gebedslysie. Nee, hy was nie op die gebedslysie nie. Herodias se kans het uiteindelik gekom toe Herodes op sy verjaarsdag 'n geselligheid vir sy amptenare en die weermagsoffisiere en die hoë lui van Galilea gereël het. Sy dogter, wie se naam ook Herodias was, het in die feessaal ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en al die gaste gevind. Vra my enigiets wat jy graag wil hê, het Herodes vir die meisie gesê, en ek sal dit vir jou gee. Hy het herhaaldelik gesweer, ek sal enigiets wat jy van my vra vir jou gee, selfs tot die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gaan vra, waarvoor moet ek vra? Daarna het haar ma gesê, vra vir die kop van Johannes die Doper. Sy is dadelik na die koning toe en het hom gevra, ek wil dadelik die kop van Johannes die Doper op 'n skinkbord hê. Sit vir 'n oomblik, sit vir 'n oomblik in hierdie situasie. Herodes, 'n magtige man. Hier kom 'n jong meisie met haar, wat is daai rokkies, die balletrokkies se naam? Tutu, wat? Wat noem jy daai balletrokkies? Ja, tutu. 'n Tutu. En sy dink julle sy het 'n tutu aangehad? Dis is Ekskuus Anita? Ek weet nie, meer soos dalk belly dancing rokkie of ietsie. Oop. Of miskien was daar 'n paal. Nee, tutu nie, oop sê Wynand. Oop. Want ek weet om 'n man so ver te kry om sy helfte van sy koninkryk weg te gee, dink ek nie dit was balletdanse nie. Robert, stem saam? Nee, verseker. Miskien was dit 'n paal. En hier kom en ewe skielik sê sy gaan vra van ma en haar ma sê daai profeet bring sy kop. Wat het Johannes gedink toe hulle instap in sy sel om sy kop af te kap? Dan wat hy nou vry gaan wees. Voordat hy geweet het hulle gaan sy kop vat. Wat was Johannes se einde? Kom ek vra die vraag andersom. Wat was Johannes se die Doper se einde? 'n Ewige lewe. You've got it. Daai Romeis het gewerk vanmiddag. Want wat sê wie het Matteus 11 gelees? Rina, né? Of nee? Gerda het hom gelees. Ja. Wat sê 11 vers 11? Dis 11 vers 11. Matteus 11 vers 11. Wat net gewoon kom. Dit is in die Nuwe Testament, die heel eerste boek. 11de hoofstuk van vooraf. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. So Johannes die Doper se uiteinde was nie 'n afkop nie. Ja, sy einde op aarde was 'n afkop. Maar Johannes die Doper is opgeneem in die koninkryk van God. Maak dit sin? Baie keer is ons planne wat ons maak en dan dink ons
alles het nou plat geval want ons kop word afgekap, maar daar is iets groters. Ek hoop ek stimuleer iemand se gees binne in hom en of die Heilige Gees stimuleer jou gees sodat jy hierdie ding vat vanaand om te besef. Daar is meer. Daar is meer in jou lewe as dit waarmee jy nou sukkel en waarmee jy swaar trek. Ek dink wat daai vers ook wel sê is jy kan die grootste op aarde wees. Terwyl jy op aarde is jy kleiner as die kleinste ou in die hemel. Daar's hy. Ja, wat het hy geëet vanmiddag, Anita? Ja, maar roomys. Roomys. Baie roomys. Baie roomys geëet. Nee, ek dink hy het net voor hierdie sel het hy daai stuk koerobiltong gesit en eet. Ja. Droewors, droewors. Droewors. Moenie. Okay. Terug na Johannes die Doper toe. Iemand wat nog iets wil sê oor Johannes die Doper? Maar hierdie ding was nie net sommer oor die dans nie, want Johannes het hulle gaan uithaal oor sonde wat hulle gedoen het. En dis hoekom sy kop geëis het. Sy was kwaad vir hom gewees. Maar Herodes was bang geweest om iets aan Johannes te doen, want hy het Ja. geweet Johannes het die waarheid weet. Maar hierdie meisie het hom heeltemal bedwelm deur haar dans met haar tutu en toe sê hy, ek sal die helfte van my koninkryk vir jou gee. En haar ma sê toe, bring Johannes se kop vir my. Maar moenie die fout maak wat ons dink Johannes se einde was met 'n afkom. John, you want to say something? Nee, ek luister. Okay. Alright. So die einde is nie altyd soos wat of baie keer dink ons dis die einde, dis nie die einde nie. Daar's 'n koninkryk. Daar's 'n koninkryk. Kom ons kyk na die laaste versie, Lukas 24 vers 13 tot 20. Stel En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en met mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kan herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, U is alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie. En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord vir God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerste hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. Wat wil ek vanaand deur hierdie versie sê? Hier loop twee mense van Emmaus, die Emmaugangers, en hulle is hartseer. Jesus is gekruisig. Hulle is so vasgevang by die kruisiging wat in die verlede gebeur het. Hulle besef nie die verreëse Jesus, die Jesus wat opgestaan het uit die dode, loop nou saam met hulle. Wanneer die lewe nie sin maak nie, soek ons God baie keer op die verkeerde plek. Terwyl God vir ons 'n nuwe revelation, 'n nuwe openbaring wil gee, soek ons God en hulle is nou so verbaas. Hierdie man, hy weet nie van die kruisiging nie. Maar hulle is nou so in die verlede vasgevang dat hulle mis die oomblik om saam met Jesus tyd te spandeer. Praat iemand? Dit is Martha en Maria. Jesus wil groter werk gedoen het as net om 'n sieke son te maak. Hy wil iemand opgewek het uit die dode uit. Nee. Soek God op die regte plek. Moenie
gaan krap in die seer. Moenie gaan krap in die seer nie. Nog iets oor hierdie gedeelte? Kom ons kom by die laaste ene, Anita. 2 Korintiërs 7 vers 5, net vers 5 asseblief. Maar moenie jou vingertjie wegvat daar nie. Jy gaan nou vers 6 lees. Want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerhande maniere verdruk, want buite was daar aanvegtinge, van binne verskrikkinge. Wat buite gebeur in ons lewe, het 'n gevolg aan die binnekant. Wie Korintiërs geskryf? Paulus. Ja, dit moet 'n ou wat nie 'n gelowige is wat dit sê. So, Paulus, wat die groot apostel is, sê, die verdrukking wat ons buitekant gehad het, in die buitekant ervaar, het nou 'n probleem in die binnekant geword. As Paulus daardeur kan gaan, wie is Louis? Wie is John? Wie is Marius? Wie is Annelie? Dat ons nie ook maar die lewe maak nie sin vir ons nie. Maar wat sê vers 6? Hier is die belangrikste. Vers 6, Anita. Maar hy wat die nederige... Ja, jy is te vinnig, vir onderwyseres is jy heeltemal te vinnig. Maar... Maar. Wanneer die woord maar daar staan, beteken dit alles wat voor is, voor die woord maar is, word uitgekanselleer. Is dit nie so nie? Ja. Kom aan. Louis is lelik, maar hy het die mooiste vrou. Wie gaan julle onthou? Julle gaan vir Annelie onthou. Is dit nie so nie? Die maar kanselleer al die lelike uit. Okay. Nou dit was nou net 'n okay, jy wees nou onderwyser en sê vir ons daai versie soos onderwyseres. Maar hy wat die nederige troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. John, but God. Die vyand het gedink, hoeveel keer wil hy jou gesteel het? Maar God het ingegryp. Wynand, maar God sal jou vertroos. Anita, meisie, but God, maar God, Salome. Daai dinge wat buite gebeur, maak soveel onrustigheid binne in ons. Maar God, wanneer God in 'n saak is, verander alles, Robert. Amen. Gerda, alles verander. Marius en Lisel, maak nie saak wat gebeur buitekant en dit veroorsaak 'n storm hier binne in ons. But God, ek moet dit in Engels sê want hulle is in Engelse gemeente. But God. Stel, maak nie saak of jou boetie net vandag vir 5 minute gesien het nie of wat ook al, but God sal die dinge doen. Tannie Wilma, maak nie saak deur wat se omstandighede tannie gaan nie, maar God sal jou verkoos. Ons hoop, ons vertroue is nie in mens nie, ons vertroue is in God. Fluit, my storieetjie is uit. Wynand, enige iets wat jy wil sê vanaand? Nee, ek dink is reg, dankie pastoor. Anita? Ek's reg, dankie pastoor. Meisie? Reg, dankie. Salome? Ag, ek wil net noem, ons het al daaroor gepraat, maar toe Johannes, ek dink Johannes het sy dood aanvaar, want hy het geweet sy doel is, hy het sy doel op aarde gedoen. Dit is bereik. Sy doel was om die voorganger te wees, en dit is bereik. Ja. Rina? Nee, is reg, dankie. John? Nee. Dis lekker om hierdie weer te hoor, om jy weer net laat te dink en
Moenie jou eie plannetjies probeer doen nie. Wag op die Here. Hy het baie beter planne vir jou as wat jy dink. Amen. Amen. Estel? Reg, dankie. Annie Wilma? Ek is reg, dankie Louis, but God. But God, Annie Wilma. Gerda? Is ook reg, is soos Tannie Wilma sê, maar God is in beheer en dit is reg. Dis die beste. Robert? Ek glo ek het nog 'n paar dingetjies op aarde om te doen. Maar ek weet die Here is aan my kant. Amen. En dit gaan nie net oor visse in 'n dam wat gevang moet word nie, maar as visse vir liewe Jesus ook, né? Dis waar versprei sy evangelie oralsters waar jy gaan, tot langs die dam ook. Amen. Lisel, iets wat jy wil byvoeg? Nee, dit is hoop, dit is gee mens hoop dat God alles wat lelik is uitkanselleer. Marius? Ek dink as dinge nie sin maak nie, dan kry mens swaar. Jy weet nie altyd watter rigting om te gaan nie. En ek dink dit is ook dan partykeer, dink ek maar, dit is moeilik om die stem van die Here te hoor en reguit te redeneer, waar gaan ek nou heen? En dis hoekom ons mense rondom ons moet hê wat dieselfde taal as ons praat. Nie Afrikaans nie, maar dieselfde Christelike taal uit Jesus se mond uit. Om te hoor waartoe sê die Here, ek gaan heen. Wat moet ek volgende doen? Om net daar op een kant te sit en niks te doen nie, of net vir jouself te dink, gaan nie altyd vir jou 'n goeie antwoord gee nie. Maar mense rondom jou, wat dieselfde hart as die Here het, kan vir jou net 'n sinnetjie gee, wat vir jou weer al die hoop in die lewe kan gee, om weer voort te gaan, en weer kans te sien, vir dit wat voor lê. So, moenie mense rondom jou weggooi nie. Hou die mense styf teen jou vas, want hulle kan vir jou daardie weg weer 'n bietjie oopmaak, wat jy verloor het. Amen. Amen. Dankie julle, dit was lekker vanaand. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Ek wil hê ons moet bid vir my skoonsussie, vir Adri. Hulle luister gewoonlik later, sy het vandag geval daar by hulle huis, terwyl ons daar gekuier het sy 'n plaas gekoop en sy het haar hand en arm seer gemaak. Ons bid vir haar, vir 'n spoedige genesing en dat dit nie ernstig sal wees nie. Wynand, enigiets wat ons kan saam bid? Nee, pastoor, ek dink al die goed waarvoor ek laasweek gevra het hierdie week gebeur. Ons het reën gaan kry, en my voete voel beter. Fantasties. Ek is baie gelukkig. Baie dankie vir almal wat aan my gedink het en so aan. Soos die harte is dankbaar, né? Anita, enigiets van jou kant af? Nog net my oë, dit raak erg en ek begin migraines skryf. Een van die redes is dit nou begin in my lewe. So as ons my kan bid daarvoor dit begin, dit is nou meer gereeld. So dit het begin, maar dit is nou meer gereeld as wat ek kan hanteer. Maar net my oë ook asseblief, pastoor. Ons bid vir dit. Maisie? Ek het niks, dankie. En Salome? Net my staande asseblief. Ons bid vir Reinhardsvleis. Ja, asseblief, dankie. Rina, iets wat ons kan saam bid? Nee, dankbare hart, baie dankie. Amen. John? Nee, ook baie dankbaar. Die gesondheid is goed. En Right. ja, besigheid is goed. So ons sê net baie dankie. Amen. Lisel, iets wat ons kan saam bid? Ja, vir my klein niggie asseblief, Mariet. Sy is 24 weke swanger en haar vrugwater lek, so hulle gaan moontlik die baba vinnig moet uithaal. Hulle monitor haar nog, maar hy gaan dalk baie vroeg gebore word. Bid vir dit, dat dit alles goed sal verloop, né? Marius, enige ander gebedsversoeke? Ja, niks ekstra nie, net daai.
Gerda, ons bid vir Robert. Hoe gaan dit met Gerda Junior? Dit gaan goed, pastoor. Dit gaan goed met haar en die babietjie. Ja, ons is baie dankbaar daaroor, maar kom ons hou hulle maar nog steeds op die gebedslys vir Gerda Junior en haar man en haar skoonpa Andries. Ons bid die afgelope tyd verskriklik ernstig vir hom ook. Laat ja, en dan ek wil nie sê oor die algemeen nie, want dit klink lig, veral ons kinders. Ons het noudag iets gelees, waar is dit wat of geluister van Here, maak ons oë oop om te sien. Dis wat ons vra, is Here, maak ons kinders se oë oop, laat hulle kan sien wie U waarlik is. So ons kinders en ons kinders. Amen. Robert, ons bid vir jou my vriend. Wanneer gaan jy vir die volgende ene? 12de Mei dink ek is die volgende shot. Okay, great. Ja, bid maar net dat die Here my die krag sal gee om hierdeur te kan gaan, dis al. Jy sal. Vandag toe ons daar deur vir Waterval Boven Cruise toe dink ek, hierdie manne is sterk, hierdie manne is yster, hulle gaan dit maak. Hulle wat hier was, hulle gaan dit maak. Jy gaan dit maak. Ons glo dit. Tannie Wilma? Ek is soos Rina dankbaar haar, dankie, maar ek het myself seer gemaak, so kyk my vinger. Ek het Dis seer Tannie. ja, wat? Dis seer, wat het Tannie gedoen? Ek het met my crafting goed, ek het hierdie soos in die ou daai sealing wax wat jy bakkies mee verseël het, dan is nou 'n ander wax, jy maak hom warm en jy het so lepeltjie wat jy hom oor 'n kersie sit en jy maak hom warm en ek het carpal tunnel en ek dink ek het daai lepeltjie geraak en toe sien ek die volgende dag geblaas en die volgende dag was ek groot en toe val die boonste stuk af en toe is dit net soos 'n rooi vleis. Ja, maar nou is dit bietjie donker. Ja. Maar ja, dit was en ek het dit nie gevoel nie. Ja. Solank Tannie net nie alleen biltong gesny het en met 'n mes raak gesny het en ons alles reg. Ek kry my slagter om dit te sny. Stel enigiets van jou kant af? Die verkoop van my huis en dan Lisa is vanoggend 3 dit sy baie hulle het al weer op met weer van net vir haar niere. Dis blykbaar wie se met die stel? Yes. Teresa. Okay. Ek hoor Teresa, jy kom bietjie sleg deur nou. Sê Teresa, sy het gisterand kwaai pyn gehad, toe het hulle met haar gejaag met toe vanoggend 3 uur. Hulle het haar opgeneem, dit is maar weer haar niere, lyk dit vir my. Haar tellings is baie laag. So ons maar net vir haar bid vir haar. Bid vir Teresa. John, kan jy vanaand vir ons bid asseblief? Wynand, wil jy nie jou hande om jou vroutjie sit en Gerda daar op Robert sit nie. Julle staan nie alleen nie. Ons bid vir julle. Julle is deel van ons. En John, terwyl jy bid vanaand, but God, maar God sal jou vertroos. Maar God sal vir jou uitkoms gee. Maar God sal jou genees. Maar God, wanneer alles verby is dit die begin van die nuwe. Thanks, John. Lord, I'd just like to pray for this group tonight, Lord, and everybody that's listening. The Lord has plans for you, even when we don't see them, Lord. And Lord, it's for us to be patient and to be obedient and to keep our ears and our eyes open so that we can hear you, Lord. And Lord, I pray for all the people that are sick and all the people that are going for treatment, Lord. Lord, you have it in control, and supernatural miracles will happen so that the people can go out and testify and tell other people, the Lord did this for me. And Lord, while I'm praying here,
I just want to pray for every single couple. Lord, the devil wants to get in between us. The devil wants to bring misery to our marriages and to our families. And Lord, I ask that there is no way that the devil will get right. And Lord, I thank you and I love you every minute of this day. And I don't know how people can go through life without knowing you. And we praise us in your precious name. Amen. John, but God, maar God sal julle vertroos. Wonderlike week. Verwag 'n wonderwerk. Baie julle. Bye. Weer sien volgende week. Bye.